Baie welkom by die luistermeditasies vir Pasen. Vandag is Dinsdag, 12 Mei, en die skrifgedeelte waarop ons fokus is Handelinge 10, vers 44 tot 48, in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit tot hierdie oomblik van stilte, nadenke, refleksie en gebed. Skuif vir 'n oomblik dit wat jou aandag en jou energie vereis op sy, en draai jou hart en gedagtes opnuut na God toe. Vra die Gees om hierdie woord ook vandag vir jou oop te breek. Die gedig van Elizabeth Conradi, Gebed vir die mens, word ook ons gebed vandag. Allerhoogste God, wat alle dinge van die aarde, van die heelal geskep het en ken, beskerm die mens wat alles weet, wat tussen Beijing en Amsterdam, tussen New York en die Kaap, die wêreld oorwin het met telefoonlyne, met syne, wat so spinnekopdrade onsigbaar om hom hang, en so die heelal tem. Want tussen al die vriende deur, die groot familiariteit, sit die mens alleen en bang. Amen. Handelinge 10 vers 44. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges, wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om vir 'n paar dae by hulle te bly. Terwyl Petrus nog praat, gebeur dit. Nie na die preek nie, nie toe die regte woorde op die regte tyd gesê is nie, maar terwyl hy praat. Die Gees kom neer, soos reën wat nie afgebid is nie, soos genade wat nie beheer kan word nie. En dit kom neer op almal wat luister. Die wat daar staan is verbaas en verward. Al hulle kategorieë begin skuif, want selfs op die heidene word die gawe van die Gees uitgestort. Selfs op hulle. Hier breek iets oop wat nie weer toegemaak kan word nie, want God behoort nie hier aan ons grense nie, hou nie by ons definisies nie, en die genade wag nie vir ons goedkeuring nie. Kan iemand hulle die water weier? Dis 'n vraag wat nie net oor die doop gaan nie, maar eintlik oor alles. Wie kan keer wat God reeds gedoen het? En so word die water gebring, name word genoem, lewens word ingesluit in 'n storie wat wyer is, as wat enige iemand verwag het. Die kerk word hier gebore. En hier is dit nie meer 'n geslote kring mense nie, maar 'n oop uitnodiging, waar God altyd die een is wat uitnooi, wat eerste is. Ons is nog nie by Pinkster nie. Ons sien met verwagting uit na daardie kerkseisoen wat binnekort aanbreek. Maar reeds nou weet ons dat God se storie altyd ons uitnooi en uitdaag. Waar in jou lewe het God jou al verras? Waar het hy buite jou verwagtinge beweeg en gewerk? Dink vir 'n oomblik weer hieroor na.
Ek nooi jou vir hierdie oomblik om steeds te bly by hierdie verrassende verhaal in Handelinge. Wat beteken dit vir jou dat die Gees sal begin werk voordat ons dit eens kan verstaan? Dink ook hieroor na, bidend, in gesprek met die Here. In hierdie week, in oploop na Hemelvaart en Pinkster daarna, waar word jy dalk genooi om saam te beweeg met dit wat God reeds aan die doen is? Waar beleef jy dat die Heilige Gees in en om jou beweeg? Dink ook hieroor in gebed na. Kom ons bid saam. God van verrassende genade, breek my grense oop. Laat my sien waar U Gees reeds werk en gee my die moed om dit nie te keer nie, maar dit te volg. Amen.